Die dag net na Kersdag 2004 in Phuket het vakansiegangers die wonderlikste weer wat jy kan dink. En die strand is ook pragtig. In die volgende oomblik begin die see net onverklaarbaar terug te trek, vinnig en ver, baie verder as ek nog ooit dit met laagwater gesien het. Visse is onverhoeds gevang en hulle fladder op die grond. Hulle sien die voëls begin skielik vlieg en vlieg die binneland in en die honde begin wegbeweeg, maar die mense is gefascineer en hulle gaan al hoe dieper in, kyk na plekke wat hulle nog nooit gekyk het nie. Hulle roep hulle vriende en sê kom kyk, het julle hierdie gesien? Hulle nog mense gaan dieper in vir 15 minute lank in die volgende oomblik kom daar die grootste golf wat hulle nog ooit gesien het. En uiteindelik is 230.000 mense dood. Hulle het 'n moment gehad wat te laat was, wat hulle nie meer, toe hulle agterkom daar's fout, het weer regstel, dit was te laat gewees. Ons is vandag voor so 'n moment in die skepping se geskiedenis. Die moment toe mense die een kans gekry het wat hulle nooit weer sal kry nie. Kom ons lees vandag daaroor. Here, U is van altyd af op aarde, in die heelal. En vandag is U hier. En ons weet, ons kan by U kom put, by U leer. Wil U vandag ons aanraak, soos U gedoen het daardie dag, met 'n misdadiger wat langs U gehang het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Lukas 23, van vers 32 af. Daar is ook 2 ander, albei misdadigers weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Die raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, dat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom gespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar is ook 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Ons lees van verskeie mense wat daardie dag deel was van Jesus se kruisiging. Mense wat gesien het dat dit gebeur. Ons lees van die volk wat gestaan en kyk het. Hulle is die mense wat alles gevolg het, die hele hofsaak en die absurde onreg as Jesus onskuldig bevind word en die doodstraf kry. En hulle staan maar net en kyk. Onreg gebeur om hulle, maar dis maar deel van die lewe. Dan was daar die raadslede gewees. Dis mense wat opgewonde was, want hierdie is die rolle bietjie omgeruil, hierdie keer. Jesus was die een wat hulle altyd in die openbaar in die skande gesteek het, as hulle vir hom moeilike vrae bevra het om hom vas te trek. En vir hulle voel het, hierdie is 'n bietjie, hier word Jesus bietjie terugbetaal. Daar was die soldate gewees. Vir hulle is dit net nog 'n teregstelling, hulle is dit gewoond, en hulle is emosioneel afgestomp, hulle spot hom. Hulle sal amper of hulle so 'n bietjie ekstra vermaak uit hierdie ding wil kry, en by die swaar wat hy reeds kry, die vernedering en die swaar pyn van die kruisiging, om nog verneder ook, om spot en vir hom sê, toe, haal jouself 'n bietjie hier af. En dan is daar die een misdadiger, en hy wat
gewoontes daaraan om mense uit te daag, 'n streep te trek en te sê trap ek hieroor, en hy daai tegniek gebruik om Jesus bietjie uit te daag en te sê toe, wys my bietjie wat jy kan doen, en dan hoop hy Jesus gaan dit doen en dat Jesus homself dan nou red en dan terwyl hy dit doen sommer hom ook red. En hierdie 4 mense is ook baie keer ons. As mens na die lewe kyk, die volk wat die onreg sien en ons wat weet van onreg wat om ons gebeur en ons volg die dinge op sosiale media en so aan. Ons staan net en kyk. Ons doen niks nie. Of die raadslede wat so lelik krities is, krities op ander kerke, krities op ons eie kerk baie keer, sonder ons rustig nader gaan en gaan gesels en uitvind. Of die soldate wat emosioneel so afgestomp geraak het, dat hulle nie meer pyn voel nie. Hulle sien dit om hulle, maar vir hulle is dit doodgewoon vermaak. Of die een aan die kruis, wat vir Jesus gesê het, haal my dan ook af. Iemand wat nie dink oor hoekom hy aan die kruis hang nie. Hy hinker as dit ware net terug na sy vorige lewe, en is al wat hy ken, en hy wil hê Jesus moet hom afhaal, sodat hy weer na daai lewe kan teruggaan. Maar die fokus vandag is die tweede man wat in die kruis hang. Iemand met wie iets gebeur het. Iemand wat skielik tot insig gekom het. En dis 'n baie laat stadium om tot insig te kom, en wat doen jy dan? Wel, hy kry 'n stuk onvergenoegdheid met homself en sy lewe oor wat hy gedoen het, hoe hy dit gedoen het, skaamte. En hy sê vir die ander man, toe die man sê vir Jesus, haal ons af, sê hy, maar hoe kan jy so met hierdie man praat? Hy is die enigste een ooit wat my kan help. Ek het ook soos jy geleef. Ek het ook bose, verkeerde dinge gedoen. Maar ek is nie gelukkig daarmee nie. Dis nie wie ek is nie. Dis nie al wat ek is nie. Ek wens so daar was 'n kans om dit beter te doen. En ons sien sy opregte berou oor die lewe wat hy gehad het. Die mense wat benadeel is, die geleenthede wat hy nie gebruik het nie. En hy sê vir Jesus, ek is jammer oor dit wat gebeur het. En dan sy belangrike woorde, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Ek wens so, ek kan 'n pad met u loop, 'n pad saam met u loop. En hier kry ons daai tsunami moment. As almal ingetrek word deur die gebeure en maar net hulle self bly en hulle slegste self word eintlik, is daar een wat skielik besef, maar hier is 'n unieke geleentheid en wat uitbeweeg en sy lewe red. Jesus woord aan hom is so betekenisvol. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy sê, Here, dink aan my wanneer jy in die paradys kom. Jesus sê vir hom, ek het klaar aan jou gedink. Die belangrikheid klaar gebeur. Jy het jou sonde bely. Jy het besef dat jy in die moeilikheid is en jy wil hê dat ek jou moet help. En weet jy wat? Ek wil jou help. En dis ons lewe. 'n Lewe waarin ons as dit ware moet dink oor dit waaroor ons onvergenoegd is in ons lewe. Daar is soveel voorbeelde van koninkryke en instansies, organisasies wat geweldig suksesvol was en dan totaal in duie gestort het. Want hulle het nie hierdie faset gehad nie. As hulle op hulle hoogtepunt is, het hulle maar net dit geniet wat hulle gekry het, of hulle het probeer om hulle kompetisie te uitoorlê. Nee, vergeet van jou kompetisie. Kyk na jouself. Waarmee is jy ontevrede? Waaraan kan jy beter? En dit vat ek na Jesus toe. En dan begin hy met my 'n pad loop. Hy's gereed om dit te doen. En daarom sy sterwe aan die kruis was nie vir ons vermaak gewees nie, was nie eens vir ons jammerte nie. Sy sterwe aan die kruis was om ons te help. En kom ons bid die Here dat hy in hierdie tyd vir ons sal help om die meeste te maak van die geweldige offer wat hy vir ons gebring het. Here, ons het nie woorde nie. Dit wat u kom doen het is oorweldigend. U is God, as heerser, as skepper, wat na u skepsels gekom het en die duurste prys denkbaar betaal het, is ondenkbaar, onbeskryflik. Dit is te groot vir ons. Dankie dat ons vandag net aan u kan vasgryp en sê, Here, dankie dat u gekom het vir die slegste ek.
dat U my 'n kans gee en ons wil dit gebruik. Ons wil na U kom en vir U vra, Jesus, dink aan my. Dankie dat U dit doen. Amen.